Ons sluit ons weekse saamreis af en is eintlik so gepas dat ons vir 'n oomblik bietjie verder lees in die volgende gedeelte. 'n baie bekende gedeelte, Matteus 5 vanaf vers 13. Julle is sout vir die aarde, maar as sout verslaan het, hoe kry mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie, dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. Julle is die lig vir die wêreld. 'n stad wat op die berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Julle is die sout vir die wêreld. Julle is die lig vir die wêreld. Dit is wie Christene, gelowiges, kinders van die Here is. Dis hulle identiteit. Nie iets wat jy moet word nie, maar dit wat jy reeds is. Omdat Christus ons dit ook gemaak het, om 'n lig te wees en om smaak te gee. Nie net smaak nie, maar amper genesing te bring. Amper so prominent te wees dat mense dit nie kan mis nie. 'n stad wat op 'n berg is, sal niemand kan miskyk nie. Mag die Here ook, mag die Vader verheerlik word deur die goeie werke, deur dit wat oomblikke en plekke waar die koninkryk van God gevestig word. Omdat dit sy koninkryk is wat hy bou deur ons. Mag ek en jy onsself beywer vir sy koninkryk. Mag ons hierdie boodskap ter harte neem, mag ons onsself inprop, mag ons rus en toegerus word, sodat ons uiteindelik kragtadig die sout en die lig in hierdie wêreld sal wees. Amper dit te wees wat ons in Christus gemaak is om te wees. En dat sy koninkryk deur sy kinders sal kom. Kom ons bid daarvoor. O Here, dankie dat U vir ons seën, sodat ons 'n seën kan wees. Here, dankie dat die lig wat U in ons harte kom skyn, dit is die lig wat ons weerkaats. Niks op onsself om oor te roem nie, skryf Paulus, maar ons weerkaats vir Christus. Ons wil graag, Here, hierdie groot taak om U te weerkaats na hierdie wêreld nie geringskat nie. Ons wil daarop antwoord en dit ook so leef. Here, ons bid dat U saam met ons ook sal wees oor hierdie naweek, maar wanneer ons onsself voorberei vir die erediens van Sondag, dat U ons sal lei en sal stuur. Dat U ons sal ontvang en dat ons U sal ontmoet. Dat 'n lewende ontmoeting met U sal hê. Ons bid dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geniet jou Saterdag, 'n lekker naweek en ons gesels weer volgende week. Vrede vir jou.